En die titel van vanoggend se boodskap is Leef soos 'n leë graf. Leef soos 'n leë graf. As ek dit op 'n ander manier moes sê, dan wil ek sê, leef asof Jesus opgestaan het uit die dood uit. Het hy opgestaan? Hy het opgestaan. Kyk vir die persoon langs jou en sê, hy het opgestaan, en dan sê jy vir die persoon terug, hy het waarlik opgestaan. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die leë graf sê, hy is nie meer hier nie. Hy het opgestaan. Ek wil jou vanoggend vra om saam met my in jou Bybel te blaai na Filippense hoofstuk 1 en vers 27. Filippense hoofstuk 1 vers 27. Ons gaan net hier die een vers lees in voorbereiding vir vanoggend se boodskap. En hierdie is 'n kosbare tyd van die jaar, want alhoewel Paasfees verby is en ons die dood van Jesus herdenk het en die opstanding van Jesus gevier het, was hierdie volgende 50 dae na hierdie groot gebeurtenisse baie kenmerkend vir die vroeë kerk. Die eerste 40 dae het gelei tot en met Hemelvaart, wat ons gaan herdenk die 14de Mei, en dan 10 dae later was die Heilige Gees uitgestort, 2000 jaar terug, op die 50ste dag. Dis hoekom dit die woord Pinkster genoem word, wat van die Griekse woord Pentakom, wat 5 is, so 50 was Pinkster. Maar ons gaan vanoggend saam lees Filippense 1 vers 27, en Paulus skryf ons die volgende. Paulus, wie net terloops met sy lewe betaal het vir die briewe wat hy geskryf het en vir die boodskap wat hy vir ons gee 2000 jaar later. Hy het gesterwe vir sy geloof. Hy was vervolg, hy was gemartel, hy was gevange geneem en hy het gesterwe, en dis uit hierdie woorde, uit hierdie ervarings wat hy gehad het, wat hy vir ons die volgende skryf en vir ons sê: gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. En die klem van vanoggend se vers is op die eerste deel, gedra julle waardig, die evangelie van Christus. In die 40 dae na Jesus se opstanding, die tyd waarin ons nou is, wat ons histories gedenk, het Jesus homself bekend gemaak aan baie mense. Baie mense het hom persoonlik ontmoet en hom weer gesien en het getuig van die feit dat hy lewe, en hy het sy volgelinge voorberei vir wanneer die Heilige Gees uitgestort sou word. En deur daardie voorbereiding hulle gereed gemaak om die evangelie verder te versprei as wat hulle ooit sou kon dink, weens wat ons histories weet van die plekke waar die disippels opgeëindig het later, wat uiteindelik die evangelie by jou en by my uitgekry het. En dit is deur daardie vroeë disippels se bereidwilligheid om deur vervolging die evangelie verder te versprei, dat die boodskap van die evangelie uiteindelik by ons uitgekom het, by jou ouers en jou grootouers, en uiteindelik by jou en my, sodat ons ook kon glo. In 1 Korintiërs 15 leer Paulus ons dat Jesus nie net aan 1 of 2 emosionele volgelinge, wat miskien in die oomblik opgesweep was, verskyn het nie, maar Paulus noem die feit dat Jesus aan meer as 500 persone gelyk homself openbaar het, op 'n gelyke tyd homself van hulle bekend gemaak het, en hy noem selfs in 1 Korintiërs 15 van daardie persone, en dan maak Paulus 'n stelling. Hy sê die volgende, hy sê, van wie, hy noem al hierdie mense, en hy sê meer as 500 op een slag, en dan sê hy van wie die meeste nog lewe. So teen die tyd wat hy in 1 Korintiërs daardie brief geskryf het, kon mense fisies na 'n persoon toe gaan, wat Paulus genoem het by die naam, en sê, ons het by Paulus gehoor, dat Jesus opgestaan het, en ons wil dit by jou toets, is dit werklik so, het jy Jesus gesien? En die feit dat hy dit noem, gee vir ons bewyse
vir die feit dat dit regtig met al hierdie mense gebeur het. En dit het vir ons 'n diep betekenis vandag. Want wat Paulus doen wanneer hy dit skryf, beteken hy versterk die waarheid van die opstanding. Hy herinner ons, soveel jare later, dit is vir ons so belangrik om dit te weet, en Arno het die week vir my iets gestuur, en ek het gedink, dit was fantasties, want ons moet hierdie dinge vir ons kinders leer, maar een van hierdie dinge wat ons vir hulle moet leer, is die feit dat, wanneer ons praat van die opstanding, die kruisiging, die hemelvaart, dat hierdie dinge op historiese, ware gebeure gebaseer was. Dit gee vir ons sekerheid, wanneer ons ook ons geloof moet verdedig, en dit roep ons, en ek dink die kern van vanoggend se boodskap gaan wees, dit roep ons om getuies te wees, met ander woorde, hoe ons leef, en hoe dit mense dan sal wys, dat Jesus regtig opgestaan het. So jou en my getransformeerde lewe, getuig van die feit, dat Jesus lewe. Ek dink nie daar is 'n meer oortuigende bewyse van die opstanding as 'n veranderde lewe nie. Daar's nie 'n meer oortuigende bewyse van die feit dat Jesus lewe, behalwe vir hoe ek en jy nou na die opstanding lewe, en hoe ons sonde kan oorwin, en hoe ons na heiligheid kan strewe nie. Hierdie veranderde lewe van jou en my, hierdie getransformeerde lewe, is die bewyse wat die wêreld nodig het, want in die wêreld is dit nie glo is sien nie, dit is sien is glo. Die wêreld wil sien, het Jesus opgestaan, en ons kan nie teruggaan in tyd, 2000 jaar, na die toneel waar Jesus by die graf was, en gaan kyk hoe dit gebeur het nie, maar ons kan in iemand se lewe sien, ek was so, en hy het ingekom, en nou is ek so, ek het dramaties verander, ek dink nie meer dieselfde nie, ek praat nie meer dieselfde nie, ek redeneer nie meer dieselfde nie, want hy het my getransformeer van binnekant af. Dis die bewyse, en dis wat ons getuies maak van die opstanding. Een van die belangrikste bewyse van die opstanding was die feit dat die disippels bereid was om met hulle lewens te betaal vir hierdie waarhede wat ek en jy vandag verkondig. Maar histories gesproke kan ons nie met absolute sekerheid sê hoe elke een van hulle gesterwe het nie. Maar ek het 'n bietjie navorsing gaan doen, en ek het probeer gaan vasstel van wie kan ons met sekerheid sê hoe hulle gesterwe het. Nou, die een disipel wat die Bybel noem, gesterwe het vir sy geloof, van die 12, van die oorspronklike 12 disipels van Jesus, was Jakobus, die broer van Johannes. Die woord sê vir ons in Handelinge 12 vers 2, dis nie op skerm vanoggend nie, kan ek aantekening maak, maar in Handelinge 12 vers 2 sê dit vir ons dat hy met die swaard vermoor was. Volgens Clement in die 1ste eeu leer ons dat Petrus en Paulus onder Nero in Rome albei vermoor was. Petrus was gekruisig en Paulus was onthoof. En daar's 'n storie wat sê dat toe Petrus gekruisig moes word, toe sê hy vir die laksman, die persoon wat hom gaan kruisig, toe sê hy vir hom, ek is nie waardig om gekruisig te word soos my redder nie. En hulle het sy versoek goedgekeur en hom onderste bo gekruisig, en dit is hoe hy gesterwe het. Paulus is onthoof, Johannes, so ver as wat ons kan teruggaan, en deur die geskiedenis, die dokumente, wys daarop dat Johannes die enigste een van die 12 is, wat moontlik deur natuurlike gevolge gesterwe het. Hulle het wel probeer om Johannes dood te maak, maar dit oorleef. Stories en dokumente sê vir ons dat hulle onmoontlik in olie gegooi het, kokende olie gegooi het, sy liggaam was verbrand, hy het heel moontlik toe Johannes gesterwe het, was hy vermink vir die res van sy lewe, maar hy het dit oorleef, en ons weet hy is verban na die eiland Patmos toe, daar het hy die boek Openbaring geskryf, en ons kan so effens van sy lewe daarna van leer en van lees, maar so ver ons weet het hy dit oorleef, en is hy toe nie tot die dood veroordeel nie, maar vir Andreas en Thomas
leer ons dat hulle ook vervolg was, maar hulle verhale en die dokumente wat ons het rondom hoe hulle gesterf het, is nie so akkuraat soos Petrus en Paulus nie, maar in die 4de eeuse dokumente vind ons dat daar geskrywe is dat Andreas ook gekruisig is op wat vandag bekend is as 'n X-gevormde kruis, en dan Thomas se lewe het onseker geëindig in Indië. Ek wil eintlik gou vir jou 'n staaltjie van Thomas vertel. Dit is gedokumenteer in Indië. Thomas het uiteindelik in Indië opgeëindig waar hy die evangelie verkondig het. En dokumente sê vir ons dat Thomas eendag by 'n rivier gekom het en in die rivier was daar Hindoe priesters gewees en hy het die evangelie van Jesus aan hulle verkondig en hulle het vir hom gesê dat hulle sal glo in hierdie Jesus as hy 'n wonderwerk van soorte sou kon doen en hulle sou kon oortuig dat Jesus is wie hy sê hy is en dat hy die dood opgestaan het. En die storie sê vir ons dat Thomas het in die water ingegaan tussen die Hindoe priesters en hy het in die water ingestap en hy het sy hande geneem en hy het sy hande in die water gesit en hy het die water opgegooi in die lug en in die teenwoordigheid van die priesters voor hulle oë het al die waterdruppels stil gestaan in die lug en nie grond toe geval nie. En toe hulle dit sien, toe glo hulle. Nou, ek kan nie vir jou sê met absolute sekerheid dat die storie waar is nie, maar een ding wat ek vir jou kan sê is, iets het wel daardie dag gebeur, want vandag nog is daar 'n groep volgelinge in Indië wat bekend is as die Thomasiete. En so ons weet 'n groot wonderwerk moes plaasgevind het, dat vir duisende jare mense steeds Jesus aangeneem het in Indië deur Thomas se bediening. En so vir die res van die disippels is die prentjie nog meer onseker, maar die dokumente wat ons het, soos byvoorbeeld 'n dokument wat jy kan aflaai met die naam van The Golden Legend, sulke dokumente gee vir ons wel stories en verhale van wat moontlik met elke een van hulle gebeur het. Maar een van die sterkste voorbeelde van vervolging wat histories bewys is deur die lewe van 'n vroeë kerkleier in die 2de eeu met die naam van Polycarp. Nou ek wil vanoggend vir jou, ek het 'n selfie gekry van Polycarp, tog ek gaan dit sommer vir jou op skerm sit vanoggend. Daar's 'n selfie wat hy geneem het paar jaar terug en ons het hom vir jou gekry. Polycarp was van Smyrna en jy sal onthou een van die briewe in Openbaring is geskryf in die kerk in Smyrna. Die kerk in Smyrna is vandag meer bekend as die streek van Izmir in Turkye. En so Polycarp was van Izmir in Turkye en wat ons van hom weet is dat hy so diep geloof gehad het dat die mense wat hom geken het gereeld gepraat het van die feit dat sy geloof gegrond was in die feit dat Christus opgestaan het uit die dood het. En jy kan van sy lewe gaan lees in 'n dokument met die titel van Die Martelaarskap van Polycarp. So daar's 'n dokument, 'n historiese dokument wat jy kan gaan lees van hom. En ons lees in hierdie dokument dat toe hy jonk was en ons kan, as ons na die tydsperiode kyk in die 2de eeu en na die 1ste eeu toe van die apostels nog geleef het, dan kan ons gaan leer daar dat van die apostels, ons kan net nie sê wie nie, maar van die apostels, toe hy 'n kind was, het hom geleer van Jesus en van die opstanding en uiteindelik het hy 'n bekende geestelike leier in hierdie streek geword in Turkye, nadat die apostels uiteindelik almal dood was. En later skryf Polycarp ook 'n brief aan die Filippense en in hierdie brief skryf hy dat gelowiges vertrou in die een wie Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. Nou, sy lewe het ook geëindig met vervolging. Hy is voor die Romeinse owerhede gebring en hy was aangespoor om sy lewe te red deur dit aan die keiser te sweer en Christus te verloon. En onder enorme druk het hy geweier en hy het iets gesê wat vandag 'n wêreldbekende stelling geword het in kerkgeskiedenis. En ek gaan dit vir jou lees. Hy het die volgende gesê voordat hulle hom wou vermoor vir sy geloof. Toe sê hy die volgende. Hy was hulle ou man. Toe sê hy: 86 jaar het ek hom gedien en hy het my geen onreg aangedoen nie. Hoe kan ek teen my koning en my verlosser laster? Dat is die
bekende woorde van hom. En weet julle wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom aan 'n paal vasgebind en hom aan die brand gesteek, maar die vlamme wou hom nie verskroei nie. Dis 'n historiese feit, dat almal wat daar was die dag gesien het, dat die vlamme nie vir Polycarp wou verskroei nie. Dit het hom glad nie verbrand nie. Dit het my laat dink aan die storie van Daniel se 3 vriende in die oond, nê, die brandende oond. Hierdie is 'n geskiedkundige feit dat die vlamme hom nie verbrand het en verskroei het nie. En die laksman, die persoon wat verantwoordelik was om hom dood te maak, was so frustreerd. En hier's waar ons nie sekerheid het nie, dat hy of 'n dolk of 'n swaard gevat het en hom uiteindelik gedeurboor het, net om hom dood te maak, omdat die vlamme hom nie kon doodmaak nie. Die vroeë apostels en Polycarp se stories leer vanoggend vir jou en my, dat die opstanding van Jesus Christus nie net bedoel was om 'n waarheid te wees wat ons in ons gedagtes glo nie, maar 'n bewyse van die opstanding wat ons deur ons lewens moet uitleef. En hierin lê ons les vir vandag, dat die Here ons nooi om te leef soos 'n leë graf. En wat ek vanoggend wil doen, is ek wil 'n paar verwantskappe trek tussen die lewe van die gelowige en die leë graf. Wat is die verwantskap tussen 'n leë graf en jou en my Christelike lewe? En ons gaan baie kort wees vanoggend, maar ek wil dit vir jou op skerm sit. Ek wil al 8 punte wat ek met jou hart wil deel vir jou op skerm sit, van die verwantskap tussen die twee, 'n leë graf en die lewe van 'n gelowige. Nommer 1, 'n leë graf en 'n veranderde lewe is albei 'n getuie van iets. Die leë graf het getuig van die feit dat Jesus nie meer dood is nie, maar jou en my lewe moet getuig dat hy steeds in ons lewe en deur ons werk. Jou lewe en my lewe moet die bewyse vir mense wees dat Christus werklik lewe. Hierdie is 'n uitdagende ding vir ons in die moderne eeu. Hoe leef ek my geloof? Ek het dit al op baie platforme en plekke en groepe gedeel, maar wat vir my so uitstaan, een van die dinge wat vir my so mooi uitstaan van die Joodse kultuur is die leerproses, waarin ons kultuur ons gereeld vra oor 'n tema sal vra soos, wat dink jy hieroor? Sal hulle in die Joodse kultuur nie altyd noodwendig vra, wat is jou gedagteproses rondom dit nie, hulle sal vra, hoe leef jy dit? En hier is die uitdaging vir ons, is nie net in die feit, glo ek dat Jesus opgestaan het, nie. Die feit is, as ek dit werklik glo, hier is my uitdaging vandag, as ek dit werklik glo, dan gaan my lewe dit wys. So wys my lewe dit. Wys dit dat hy regtig opgestaan het. Want albei is 'n getuie. Toe hulle daardie dag by die graf kom en hy was leeg, toe spreek die graf van die feit dat Jesus opgestaan het. En as mense by jou en my kom, moet ons lewens spreek van die feit dat Jesus opgestaan het. Tweedens, albei, jou en my lewe as 'n gelowige en die leë graf, wys na die dood. Jesus wat dood was en die gelowige wat dood is. Hoekom sê ek dit? Want wanneer jy tot bekering gekom het, het jy gesterwe tot die ou mens. En onthou, ons het nou die dag hiervan gepraat, 'n dooie mens het nie 'n opinie nie. Is dit nie so nie? As jy vanoggend die begrafplaas besoek, en jy besoek iemand se graf, en jy vra vir hulle by die graf wat hulle dink oor die konflik in die Midde-Ooste, gaan jy nie 'n antwoord kry nie. Want dooie mense het nie opinies nie. En so as ons gesterwe het, dan wys dit vir mense dat die opstanding werklik was, dat die graf leeg is, want ons ou mens is dood. Daar is 'n nuwe mens wat na vore gekom het. En ek het laasweek so 'n kort stukkie van my getuienis met jou gedeel van my ervaring
van toe ek tot bekering gekom het die dag, en hoe ek dinge gesien het, en die foto's in my kamer, en die groenheid van die gras, en die blare buite, ek het onmiddellik die impak van die opstanding ervaar, die lewendheid van God, wat binne in my, sy opstanding kom openbaar het, en my lewe verander het, en jy moet 'n kenmerkende oomblik in jou lewe hê, wat jy kan sê, in daardie oomblik van my lewe, het alles verander. Daai bekeringsoomblik, wat jy jou sonde bely het, en ons hoor dit nie genoeg nie. Die oomblik wat jy jou sonde bely het aan hom, kom hy in en hy verander jou, hy was jou, hy transformeer jou, albei wys na die dood, en 'n Christelike lewe behoort te wys, dat sonde en duisternis en hopeloosheid en die ou lewe, my ou gewoontes, my ou sonde, het nie meer die finale sê oor my lewe nie. Derdens, albei, jou en my lewe en die leë graf, vertel 'n storie van verandering. Die leë graf het daardie dag verklaar dat iets gebeur het, en so verklaar 'n veranderde lewe, dat iets gebeur het binne in die persoon wat Christus ontmoet het. Vierdens, albei konfronteer ongeloof. Die leë graf het mense gedwing om te reageer in die wete dat Christus opgestaan het. 'n godsvreesende leefstyl behoort ook die wêreld te konfronteer met die werklikheid dat Jesus mense se lewens verander. Jou en my lewe moet die hoop wees wat ons vir mense bied om te wys, kyk hoe was ek en kyk wat het hy deur my gedoen. Hy kan dieselfde vir jou doen. Albei konfronteer ongeloof. Vyftens, albei is sigbare tekens van 'n onsigbare waarheid. Die opstanding self was 'n goddelike daad, maar die leë graf was die sigbare bewyse van die opstanding. Op dieselfde manier leef Jesus vandag in die hemel, maar die Christen se leefstyl word die sigbare bewys van die feit dat hy leef op aarde. Jou en my leefstyl word daardie bewys. Sestens, spreek jou en my lewe en die leë graf sonder woorde. Die leë graf het nie 'n preek gelewer daai dag nie, maar tog het die leë graf gesê. Hy het alles gesê. En 'n Christen se gedrag kan ook hard praat voordat 'n woord gesê word. Inteendeel, een van ons kerkvaders het gesê, preek met jou lewe, gebruik woorde indien nodig. Preek met jou lewe. Laat jou lewe getuig van die waarheid. Die manier wat jy liefhet, die manier wat jy ander mense behandel, die manier wat jy praat, die manier wat jy besigheid doen, die manier wat jy transaksies aangaan. Laat jou lewe 'n boodskap wees wat mense lees. Paulus sê vir ons op 'n plek, ons lewens is soos evangelies, ons is soos boeke wat geskrewe is, nie op tablette of papier nie, maar op die harte van mense deur die Gees van God. Die vraag is, wie hou die pen vas? Hou die Gees van God die pen vas, waarmee my lewensstorie nog geskryf word? En waarvan preek hier die boek? Wat lees mense wanneer hulle jou boek, jou lewensboek oopmaak? Wanneer hulle met jou te doen kry, in die werksplek, by die huis, waarvan spreek jou lewe? Getuig dit van die feit dat die graf leeg is en dat Jesus opgestaan het. Preek met jou lewe. Wil jy nie vir iemand kyk en vir hulle sê, preek met jou lewe, gebruik woorde indien nodig. Preek met jou lewe, gebruik woorde indien nodig. Albei spreek sonder woorde. Tweede laastens, albei skep 'n verwagting. Die leë graf sê, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Die Christen se lewe behoort mense te laat vra, wat het met jou gebeur? Hoekom is jy anders? Hoekom doen jy dinge anders? Wat is anders omtrent jou?
Hoekom tree jy so op? Dit moet mense, jou lewe moet mense nuuskierig maak om te wil inleen en te kyk, maar hierdie ou dink nie soos almal anders in die kantoor nie. Hulle behandel mense anders. Hulle behandel hulle werkers anders. Die manier wat hulle besigheid doen, hulle het soveel integriteit en eerlikheid. Iemand het eendag mooi gestel, as jy jou kinders so groot maak in die weë van die Here en 'n ongelowige familie. Ek het gister 'n troue gedoen hier by die kerk en dit was great om 2 gelowige mense in die huwelik te bevestig. Maar dink net vir jouself, dink net 'n ongelowige persoon ontmoet jou kind en hulle wil trou. Dan moet die ongelowige persoon se familie kan sê, jy weet, ek weet nog nie of ek reg is om Jesus te volg nie, maar die manier wat sy seun my dogter behandel, gaan definitief my laat wil inleen en kyk wat is anders omtrent hierdie familie. Ek is dalk nog nie gereed om Jesus te ontmoet. Ek weet nog nie wat dit beteken om Jesus te volg nie. Maar hulle lewe het my gedagtes so begin prikkel dat ek wil inleen en begin kyk. Maar hierdie is die tipe persoon met wie ek sal wil besigheid doen, want hulle is altyd eerlik. Hulle het integriteit. En ons lewens moet spreek hiervan. In ons huis, in ons besighede, daar waar ons gaan, op die sportveld. Die leergraf sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ons lewens moet sê, moet mense laat wil vra, maar wat het met jou gebeur? Wat is anders omtrent jou? Ek het nog net een keer hierdie storie gedeel, maar ek deel nie hierdie storie, omdat dit enigiets iets met my te doen het nie, want dit het eintlik niks met my te doen nie, die eer hiervan behoort absoluut net aan God, want as hy nie ons lewens verander het nie, was daar niks anders omtrent ons nie. Maar ek was eendag hier by Midas in die dorp, en ek het iets gesoek op die vloer, en 'n jong dame het my kom help, en ek het vir haar gevra, waar is hierdie goedjies, en sy het vir my toe na die ry toe gevat waar dit was, en ek het vir haar baie dankie gesê, en ek waardeer dit so baie. En terwyl ek weggestap het van haar, toe stop sy my in die winkel. Ek weet tot vandag toe nie wie sy is nie, ek het nog nooit weer haar gesien in my lewe, nooit weer met haar gepraat nie. Sy sê vir my, dink net daaraan om 'n absolute vreemdeling hierdie vraag te vra. Sy stop my in die winkel, en sy sê, ekskuus meneer, kan ek jou net iets vra? En ek sê vir haar, sekerlik, wat is dit? Nou, dink net vir jouself, niemand sal jou hierdie ding vra nie. Ek dink aan goed wat mense jou dalk sal vra, maar hier's wat sy my vra. Sy sê vir my, is jy dalk 'n pastoor? Sê sy vir my in die winkel. Ek ken haar glad nie. Ek sê nie vir mense, ek stel myself nie voor as pastoor nie. En ek lag toe, want dit is vir my so interessant, dat sy hierdie stelling gemaak het. En ek sê vir haar, ja, terloops is ek 'n pastoor, maar hoekom vra jy my dit? En sy sê vir my, want jy praat net anders met my, as wat mense oor die algemeen met my praat. Jy het net anders opgetree vandag, en ek het gedink, maar iemand wat so optree, moet seker 'n pastoor wees. En ek wil amper sê, weet jy, dis nie pastore wat so optree nie, dis mense wie werklik glo dat Jesus opgestaan het, wat so optree. En dis almal van ons wat so glo. Die bewyse moet in jou en my lewe wees. En sekerlik het almal van ons al oomblikke gehad. Ek dink ons slegste oomblikke, ons swakste oomblikke, wat mense dalk dit glad nie van ons sou gesê het nie. Maar dit is vir my so wonderlik, wanneer ons iets doen, en iemand leun in en sê, hoekom is jy anders? Wat is dit omtrent jou lewe? En dit word 'n oomblik om te getuig van wie Jesus is en wat hy in ons gedoen het, want ek was nie altyd daai persoon nie. Dit kan ek vir jou met sekerheid sê. Ek was nie die persoon wie ek was toe ek groot geword het, wat ek vandag is nie. Beslis nie. 2 verskillende mense. Daar was radikale verandering in my lewe. Radikale verandering. 'n hele omdraai van lewe en omstandighede. En as die opstanding vir ons saak maak, sal dit vir ons belangrik wees om Christus so te verteenwoordig in ons wêreld daar buite. Albei skep 'n verwagting. En dan laastens, voordat ons afsluit vanoggend, albei
die leeugraf en jou en my lewe, albei verkondig oorwinning. Die leeugraf het Christus se oorwinning oor die dood verklaar, en 'n Christelike leefstyl behoort sy oorwinning oor sonde en kompromie, bitterheid, vrees en gebondenheid te weerspieël. 'n Christelike lewe moet dit weerspieël. Ek wil afsluit vanoggend, ek wil 'n stelling maak, en ek wil hierdie gedagte in jou hart los, ek wil dit soos 'n saadjie in jou hart plant, en is my hoop dat dit sal groei, en dat die opstandingskrag van Christus wat werkend in ons is, die bewyse sal word in ons lewenswyse, aan die wat nog nie glo nie, maar ek wil die volgende sê. Die leeugraf is die bewyse van sy opstanding, maar 'n veranderde lewe die bewyse van sy opstandingskrag. Kom ek sê dit weer vanoggend. Die leeugraf is die bewyse van sy opstanding, maar 'n veranderde lewe is die bewyse van sy opstandingskrag. Want die woord sê vir ons dat dieselfde Heilige Gees, wie ken die vers, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, woon nou waar? Binne in jou en my, binne in ons. En 'n veranderde lewe is die bewyse daarvan. Vanoggend wanneer ek en jy uitstap, gee die wêreld hier buite 0 om oor goeie preke. Hulle soek 'n veranderde lewe. Is jou en my lewe die getuienis van die feit dat sy opstanding werklik is? En dan wil ek die volgende sê voordat ons bid. As die graf leeg is, wie van julle glo vanoggend die graf is leeg? Amen? Graf is leeg. Ons glo dit. Glo jy dit met jou hele hart? Want daar's glo in die sin van ek glo dis moontlik. Ek glo dis aangeteken, maar daar is glo in die sin van ek weet vir 'n feit, want ek het genoeg bewyse, historiese bewyse, oorvertaalde bewyse en wetenskaplike bewyse dat Jesus die 3de dag wat hy dood was, weer lewendig geword het en nou nog lewe, dat hy werklik lewe. En hier is die uitdaging, as die graf leeg is, soos ons gesê het, die graf is leeg, dan behoort my lewe nie nog vol te wees van die dinge waarvoor Jesus gesterf het en opgestaan het om my van vry te maak nie. Ek gaan dit weer vir ons sê. As die graf regtig leeg is, dan kan my lewe nie meer vol wees van die dinge waarvoor Jesus gesterf het en uit die doodheid voor opgestaan het nie. Kan nie meer wees nie. Kan nie meer wees nie. So, vriende, die erns van jou lewe as getuienis is so groot, is so belangrik, want een van 2 dinge gaan gebeur wanneer ons hier uitstap in ons week in. Of jou lewe gaan sê, Jesus het nie werklik opgestaan nie, want dit kan nie. Ja, ek kan nie uitgaan en mense met my lippe wil oortuig dat Jesus lewe as my lewenswyse nie in lyn kom met daai waarheid nie. Niemand gaan dit glo nie. Ons het in Engels ons 'n gesegde wat ons baie keer sê, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. So jy kan uitgaan en jy kan iemand riem voor die oor draai en jy kan jy kan uitgaan en vir mense sê ek is 'n gelowige en ek is lief vir die Here, maar mense gaan ons dophou en kyk hoe leef ons. En dit gaan hulle van een van 2 dinge oortuig. Of Jesus het nie opgestaan nie, of my lewe het nog nie verander nie, en ek het nog nie die opgestaande Here ontmoet nie.
En die Here wil nie net hê mense moet glo, hy het opgestaan nie. Hy wil hê hulle moet die opgestaane Here ontmoet. En jou en my lewe is die hoop wat dit vir mense gee, om te weet dat hulle lewens ook kan verander. Nooit weer dieselfde sal wees nie. Want hy het opgestaan. En jy is die bewyse. En so, ons moet anders wees. Die kerk kan nie soos die wêreld lyk nie. Ons kan nie soos die wêreld wees nie. Ek het eendag toe ek 'n pastoor na die laaste vers oor verwys in die boek van Numeri 13. Jy wil vir jouself 'n nota hiervan maak, al maak jy net 'n mental note. In Numeri 13, nadat die spioene teruggekom het uit die beloofde land uit, 2 gesê het, hulle kan die land beerwe, 10 gesê het, ons kan die land ingaan. Maak hulle 'n stelling in die laaste vers van Numeri 13. Hulle sê die volgende, hulle sê, ons het so sprinkane in die oë van die reuse gelyk, en so was ons ook in ons eie oë. En 'n pastoor het eendag die volgende gesê, hy het gesê, weet jy, vir die vyand, om jou te weerhou, om die getuie te wees, wat God wil hê jy moet wees, van sy krag, en waarvan ons vanoggend praat, sy opstandingskrag, hoef nie veel meer te doen, as om net in jou oor vir jou te fluister, jy is net 'n ou klein springkantjie nie. Want weet jy wat doen sprinkane? Sprinkane hou daarvan om te kamoufleer. Jy vind groen sprinkane in gebiede wat redelik groen is, en is moeilik om hulle raak te sien, en in die woestyngebiede vind jy sprinkane wat bruin van kleur is, en is moeilik om hulle raak te sien. Hy het dit so gestel, hy het gesê, the goal of the grasshopper is to blend in. En dis wat te veel gelowiges vandag doen. Ons probeer inblend met die wêreld. Maar die Here het jou nie geroep om in te blend nie, hy het jou uitgeroep uit die wêreld. Jy is uitverkore, jy is uitgeroep, jy is nie bedoel om soos almal te lyk nie, want jy is nie 'n springkantjie nie. En ek het so van sy boodskap gehou, die titel van sy boodskap was, Grasshoppers don't eat grapes. Sprinkane eet nie druiwe nie. En hy het gepraat van die feit dat die 10 spioene wat teruggekom het, nooit die land beerwe het nie, omdat hulle sprinkaan mentaliteit gehad het. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is nie 'n sprinkaan nie. Jy is 'n kind van God, gevul met die gees van God, en jou lewe is die bewyse van die veranderende opstandingskrag van Christus. Gaan en leef dit so. Moenie soos die wêreld probeer wees nie. As kerk moet ons nie soos die wêreld probeer wees nie. God het jou nie gevra om in te pas nie, hy het jou gevra om uit te staan. Jy's nie geroep om in te pas nie. Jy's geroep om uit te staan, om anders te wees. Ons lewens moet getuig dat hy werklik leef. Ons moet leef soos 'n leë graf. Ons moet leef asof Jesus opgestaan het. Wat 'n challenge vir ons vanoggend, nê? Kom ons vat dit persoonlik en sê, Here, laat my lewe belyn word met hierdie waarhede. Hoekom? Wow, Johannes 17, Jesus se gebed, sodat die wêreld sal glo, sodat die wêreld sal sien, gaan lees dit. Jesus bid vir jou in Johannes 17, dat die wêreld sal glo, hy van die Vader gekom het, dat die wêreld sal sien, dat die Vader hom gestuur het. Laat ons lewens, mense glo, dat Jesus is wie hy sê hy is, of lyk ons soos almal anders? Moenie hierdie week probeer inpas nie. Staan uit. Ek sluit af. Want ons so baie dinge wat ek met jou hart wil deel, maar ek moet nou afsluit. As jy nie vir iets staan nie, gaan jy vir alles val. As jy nie vir iets staan nie, gaan jy vir alles val. Staan uit. Wees die bewyse van die opstandingskrag. Leef soos 'n leë graf. Ek gaan vir dat ontspan na vore kom vanoggend en
dat ons afsluit met 'n liedjie. Ek gaan vir ons bid, vir die Here dankie sê vir sy woord. En ek wil sommer vir Arno, sê jy vir ons die diens vandag met gebed, ek sal dit so baie waardeer, baie dankie. Maar kom ons staan saam, dan bid ons en sê vir die Here dankie vir hierdie boodskap, en dat hy hierdie boodskap sal integreer in ons lewens in. Dan gaan ons 'n liedjie saam sing in afsluiting, en dan gaan ons vandag mekaar in die koffiehuis ontmoet, ons gaan lekker saam kuier daarso vanoggend. Kom ons bid saam julle. Here, baie dankie vir u woord vanoggend. Dankie dat al hierdie waarhede gegrond is op historiese bewyse waarop ons geloof gebaseer is vandag. En omdat ons dit glo, wil ons dit leef. Here, sodat die wêreld kan weet, sodat die wêreld sal glo, sodat die wêreld sal sien, u is wie u sê u is. Maar ons wil vra dat u ons sal help hiermee, Here, om getuies te wees. Om in hierdie week in te gaan en anders te wees. In hoe ons mekaar liefhet en in hoe ons ander behandel. En ek bid dat ons lewens so 'n geur sal hê, dat dit mense om ons sal laat regop sit, om uit te vind, maar wat is anders omtrent ons? Sodat ons hoop kan bied vir die hopelose, lig kan wees in die donkerte, en sout kan wees, wat die wêreld soos ons dit ken, kan preserveer totdat U kom. Gebruik ons Heilige Gees as ware getuies van die opstanding van Jesus. En ons bid dit in U kosbare naam, Jesus.